Nou ek nooi om die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak en wel by Johannes die 20ste hoofstuk. Johannes die 20ste hoofstuk, ons gaan daar vanaf die 19de vers met mekaar saam lees. Johannes hoofstuk 20, ons lees daar vanaf die 19de vers met mekaar saam. En toe dit aand was op daardie eerste dag, verskoon ek net hierdie ouetjie aan die gang kry. Johannes 20 vanaf vers 19. En toe die aand was, daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand insteek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en hy het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Vers 29, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Ons teks van oordenking, Johannes 20 vers 24, en Thomas wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die afwesige Thomas, die afwesige Thomas. Nou ons praat baie keer, as mense bietjie ongelowig is, dan sê ons baie gou vir hulle, jy is 'n ongelowige Thomas. Is dit nie waar nie? Ons gebruik baie maklik daardie uitdrukking. Maar wat beteken dit vir u en vir my, wanneer ons dan ook vir mense moet sê, maar hulle is ongelowige Thomasse? Is dit nie maar baie keer ook in ons lewe so nie? As ons nou maar vat, soos ek net nou gesê het, wie van ons het toe hulle gesê, daardie diesel en petrolprys gaan opgaan, en die bedrag wat hulle gesê het gaan opgaan, en sommige mense wat alreeds praat van hierdie komende maand wat dit weer gaan opgaan, en dit gaan die hoogte inskiet, waar hulle praat van oor die R10 liter vir diesel, en ons gaan daar by die R40 amper betaal vir 'n liter diesel. Het dit nie ons harte aangegryp nie? Raak ons nie maar ook ongelowig nie? En ons wil maar eers sien, as die Here ons gaan help, hoe gaan dit dan vorentoe lyk? En ons is baie keer maar net soos 'n ongelowige Thomas. Daar in die tronk, 2 manne, hulle word geslaan. Maar wat doen hulle daar in die tronk? Hulle sing lofliedere
tot God, ten spyte van hulle omstandighede. Is dit nie wat ons as kinders van die Here moet doen, om vir hierdie ou donker wêreld hoop te gee nie? Maar wat doen ons? Ons praat saam met die wêreld. Ons praat saam met hulle. Daar's 'n beklemming en benoudheid in ons eie harte. En ons raak maar self bekommerd. En daar's vrese wat ons aangryp, dat ons ook agter geslote deure onsself wil verberg. Want wat sê die woord van die Here? En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was. Vrees het hulle harte beklem. Vrees het hulle aangegryp en dit het gemaak dat hierdie mense gewonder het, nou dat Jesus dood is, dat ons gesien het dat hy begrawe is. En nou kom mense, hulle sê nog, hulle het hom gesien dat hy opgestaan het. Daar's vrees in hulle harte. Wat gaan ons nou maak? En ons sluit die deur agter ons vir die vrese van mense en wat mense ook kom doen. Daar's baie dinge wat ons sekerlik as vrese vandag kan noem, waar ons agter die geslote deur oor hierdie dinge kan praat, en ek glo ook in 'n sekere mate was dit so gewees, dat hulle daar so onder mekaar sekerlik gepraat het oor hierdie verliese van hulle. Hierdie benoudheid en bekommernis. En ons mis die kanse en die geleenthede waar die Here homself kan groot bewys in ons midde. Waar die Here vir ons daardie wonderlike boodskap wil kom gee. Moenie vrees nie. My vrede gee ek vir julle. En 2 keer sê hy dit vir daardie disippels, daardie Sondag geleentheid toe hulle daar by mekaar was. Maar een broeder is afwesig. En in hierdie afwesigheid mis hy die wonderlike seën van die Here, toe die Here vir hulle gesê het, vrede vir julle. Toe hy tweede maal vir hulle sê, vrede vir julle, toe hy op hulle geblaas het en die Heilige Gees oor hulle dan ook gebied het. Hy mis die geleentheid, die kans, toe Jesus die disippels kom besoek het, omdat hy nie op die plek was waar Jesus was, waar hy hulle kon besoek het. En so is daar baie geleenthede, kanse wat ons het, geleenthede wat ons misloop, omdat ons nie op die plek is, waar ons moet wees, waar Jesus ons wil kom besoek nie. Waar Jesus met ons wil kom praat, waar Jesus sy seën oor ons wil gebied nie. Nou kan ons maar baie dinge aanhaal as verskonings. Soos hierdie man ook gedoen het, en dit is 'n ware verhaal. Freddie en John was gelukkig genoeg om seisoenkaartjies te hê, om die Chelsea sokker in die Verenigde Koninkryke dan ook te sien. Hulle kon nie gehelp het om te let daarop, dat daar een sitplek feitelik die hele seisoen leeg was nie. En een van hierdie manne, daardie sitplek was B14. En hulle het 'n vriend gehad wat hulle so graag sou wou gehad het om hier langs hulle te wees, sodat daar die 3 vriende bymekaar is. En hierdie een man gaan daar, Freddie, na die kantoor toe waar hulle die kaartjies verkoop, en hy vra vir hulle daardie seisoenkaartjie vir B14. Hy sien daardie sitplek is leeg, kan hy nie daai seisoenkaartjie vir sy vriend koop nie? Nee, verkoopsdame sê vir hom, maar daardie kaartjie is al reeds verkoop. En by 'n volgende geleentheid na Kersfees, toe sien hulle maar hier sit 'n ou nou op B14. En hulle kan nie anders as om te wonder,
Maar waar was jy die hele tyd? Ons het hier die wonderlike sokkerbyeenkomste gehad. Waar was jy? Jy het gemis. En hy sê, my vrou het die seisoenkaartjie vir my gekoop, en sy wou dit as 'n Kersgeskenk, as 'n wonderlike verrassing vir my gegee. Teruggehou die seëninge wat hy kon geniet het, om daar op die paviljoen te wees, en saam hierdie wonderlike wedstryd te sien, wat hier kon afspeel, maar sy vrou sit met die seisoenkaartjie. Liewe toehoorder, ons sit met die seisoenkaartjie van die seëninge van die Here in ons hand. Hy wil sy seëninge gebied oor ons. Hy wil dit kom uitstort. Maar ons ontneem ons van die geleenthede, omdat ons nie daar is waar God met ons wil ontmoet. Soos Thomas was, hy was afwesig geweest. Hy was nie daar op die plek nie. Hy was een van die disippels. Hy was toegewy aan die Here Jesus Christus. Hy was maar ene wat stadig was om die skrif te verstaan. Maar hy was afwesig toe Jesus die eerste keer daar aan hulle kom verskyn het. En daardie twyfel bly in sy hart. Vir 8 dae nadat Jesus die eerste keer die disippels kom besoek het. Maar dank die Here, daar was 'n tweede kans vir Thomas gewees. Wanneer was daar die kans wat die Here hulle kom besoek het? Die woord van die Here is baie duidelik. Die opstandingsdag, die Sondag, dit wat ons vier elke Sondag, om in die teenwoordigheid van God te kom, en uit God se hart in boodskap te hoor. Nou kom ek al klaar sommer by die toepassing, wat ek eintlik aan die einde van die boodskap moet bring, maar ek wil hê ons moet dit verstaan. En ek het die geleentheid, maar ek voel nie die oggend lekker, ek wil nie kerk toe gaan nie. In die aand, ek is so moeg, ek wil nie biduur toe gaan nie. En ek mis al die kanse en geleenthede waardeur Jesus Christus met my wil kom ontmoet. Waar die prediker moeite gedoen het op sy knieë om die Here te vertrou vir die boodskap. Waar die prediker die moeite gedoen het om die boodskap uit God se hart voor te berei. Maar ek is nie lus nie. Want ek is te moeg of ek is te besig met my eie goed en ek het nie tyd om daardie uur, 2 ure aan die Here af te staan nie. Maar ek kom Sondag en ek sê ek het die Here van harte lief. Is ons nie besig om 'n leuen voor God te leef nie? Hoekom? Thomas, die afwesige, mis die eerste verskyning van die Here Jesus Christus na sy opstanding. Hy's nie daar om dit te ontvang nie. Hy's nie daar om die boodskap van Jesus te ontvang nie. Met hierdie wonderlike seën, vrede vir julle. Die seën wat uitgespreek word, Sondagoggend in die fotum, as die prediker dan ook sê, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, met die elkeen wees en bly. As hulle die seën uitspreek, en sê genade en vrede van God die Vader, en Jesus Christus vir julle. Ek mis die seën van die Here
omdat ek reis in my teenafwesigheid, wanneer die geleenthede daar is. Johannes 20 vers 25, die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Hy kon daar gewees het, hy kon Jesus gesien het, hy kon met Jesus ontmoet het, hy kon die seun van Jesus ontvang het, maar waar was hy? Die woord van die Here sê nie vir ons nie. Maar wat hy wel vir ons sê is, Thomas was nie teenwoordig nie. Hy was afwesig gewees. Hy mis die kans en die geleentheid waar Jesus met hom kom ontmoet of wou kom ontmoet het. En hy verbeur die kans om met Jesus te ontmoet. Die opgestane Jesus, die lewende Jesus. Die ene soos wat 1 Korintiërs 15 dan ook vir ons sê, waar Paulus ook daar die wonderlike boodskap oordra aan die gemeente in Kolosse. As hy dan vir die gemeente kom sê, wat ek gehoor het, wat ek gesien het, dra ek nou aan julle oor, wat ek ontvang het. Dat Jesus uit die dood het, dat hy Jesus aan die kruis gesterf het, dat hy begrawe is en dat hy uit die dood het opgestaan het. Dis die belangrikste boodskap. Dis die evangelie boodskap. Dis die boodskap wat Thomas kon gehoor het, toe Jesus daar na hom toe gekom het, en hierdie ongelowigheid sy hart aangegryp het. Maar hy verbeur die kans om met Jesus te ontmoet, toe Jesus homself aan hulle kom openbaar, en hy wys vir hulle die merke. Hy wys vir die disippels, ek is die opgestane Jesus. Hy mis die geleentheid, toe dit aan hom geopenbaar kon word. Hoekom? Hy is afwesig. Hy is nie op die merk waar hy moet wees nie. In sy geestelike lewe miskien op daardie plek en definitief op daardie plek. Hy is ongelowig, hy is nie geestelik op die merk waar hy moet wees nie. Daarom dat hy afwesig is. En hoeveel van ons kan ons onsself maar gaan toets in die woord van die Here? Ons is nie geestelik op die merk waar ons moet wees met die Here. En daarom is ons nie by die geleenthede wat aan ons gebied word, waar die Here vir ons wil kom ontmoet nie. Stel jou maar net self voor. Jy is daar op die lughawe by 'n terminaal, en jy wag vir daardie eenmalige vlug, wat uiters belangrik is, wat jy moet nakom. En jy is so besig met jou e-posse om dit na te gaan, en so te kyk na sosiale media, en gemaklik hierdie situasie self te reël, dat toe hulle daar oor die interkom roep, en die finale roep gee, dat jy moet inkom, was jy nie daar nie. Jy het dit gehoor nie, want jy is so besig met die dinge waarmee jy nou besig is. Daardie e-posse, daardie dinge wat my besig hou. Die deure word toegemaak, die vlug vertrek, en jy kan nie op daai vlug wees nie, want hy het vertrek. Weet jy hoe sien ek dit? Die Here was Sondag, was hy daar gewees om met my te kom ontmoet. En ek was nie daar gewees nie, want ek wou nie regtig opstaan nie, want dit is bietjie vroeg nou om op te staan. Dit raak nou winter, dit is bietjie koud buite, ek wil nie vroeg opstaan nie. En so mis ons die geleenthede. Jesus was daar gewees, die boodskap was afgelewer, maar ek het dit gemis. Hoeveel keer het ek al die woorde uit mense se monde gehoor? Dominee, jou preek is nie dieselfde oor die internet nie. Jou preek is nie dieselfde oor sosiale media nie. Om daar te sit en te weet die Here praat nou eerstehands met my. Dis nie 'n tweede en 'n derde handse boodskap wat afgestuur word na mense toe nie. En moenie fout maak nie, Here kan dit gebruik. Die Gees van God kan op verskillende plekke werk. Maar ek was nie daar toe God die gemeente kom besoek het nie.
Toe die Here met my persoonlik wou kom praat het, was ek nie daar nie. Verbeurde kanse, verbroude geleenthede. Johannes 20 vers 20. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Daarom het hulle boodskap aan Thomas kon oordra. Thomas, ons het die Here gesien. Ons was in sy teenwoordigheid, hy was in ons teenwoordigheid. Thomas, jy moet dit gesien het. Die deure is gesluit en Jesus kom openbaar om aan ons. Thomas, was 'n verbroude geleentheid vir jou gewees. Want jy was nie daar. Jy het dit gemis, Thomas. Ons was bly, ons was opgewonde. Daar was vreugde en blydskap in ons hart, Thomas. Jy het dit gemis. Die verbroude geleentheid, Thomas, toe hy sy vrede oor ons uitgespreek het, Thomas, jy moes gevoel het, hier in ons harte, hier in my hart, toe hy daar die vrede uitspreek, en daar die las van my hart aflig, Thomas, ek kan dit nie vir jou beskryf nie. Jy moes daar gewees het, Thomas, om dit te ervaar. Toe hy gesê het, en toe dit aand was op daar die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergaar het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom in hulle midde gestaan, en aan hulle gesê, vrede vir julle. Jesus sê toe weer in die 21ste vers, vrede vir julle. Soos die Here, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle oor. O Thomas, was wonderlik gewees. Ek kan dit nie oorvertel nie. Daai wonderlike vrede, wat ek in my hart ervaar het. En liewe toehoorder, kom ons wees eerlik met mekaar. Dis wat hierdie wêreld vandag nodig het. Daar's vredesonderhandelinge, daar's vredesamesprekings, daar moet mense by mekaar gebring word om oor vredesake te praat. Terwyl die ene wat vrede, wat alles verstand te bowe gaan vir ons kan kom gee, is Jesus Christus. My vrede gee ek vir julle. 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en hulle midde gestaan en vir 'n derde keer sê vrede vir julle. Jesus het juis in die wêreld ingekom om hierdie wonderlike vrede vir die wêreld te bring. Hierdie boodskap, want die sondaar het geen vrede met God nie. Hy is in benoudheid, hy wil agter geslote deure wees. Daardie vrede wat Jesus met sy eie kosbare bloed voorbetaal het. Dit is die boodskap, dis die evangelie boodskap van die kerk en aan die kerk vandag. Hierdie boodskap behoort die wêreld in te gaan. Dit behoort verkondig te word. Daar's mense daar buite wat geen verlosser ken nie. Hulle ken nie die vrede van God nie. Hulle grootste nood in hierdie mensdom vandag is vrede. Wat jaag mense vandag? Dit is om vrede met God te vind. En nou probeer hulle op ander plekke dit te gaan soek. Daar's miskien 'n man vandag in ons midde. Die vrede in sy hart nie. As benoudheid. Hoe gaan ek vir my huisgesin sorg? Alles raak duurder. En ons verhoging is maar 1 keer 'n jaar dalk. Hoe gaan ek deurkom met my SASSA geld, as al hierdie dinge besig is om my teen die grond vas te druk?
Hoe gaan ek my 10de vir die Here kan gee, terwyl ek nie eens genoeg het om elke maand my huisgesin te onderhou nie? Hoe gaan ek maak? Ek het nie vrede in my hart nie. Miskien daar by die werk, miskien by die huis. Waar daar fout in die huwelike is. Daar onderlinge striwelinge is. Daar benoudhede in harte is. Hoe gaan hierdie dinge uitwerk? 'n Vrou wat daar by die huis bekommerd is oor haar man, oor haar kinders, oor haar huishouding. Hoe gaan ek alles behartig? Ons sit met benoudhede in ons harte. Jong getroude paartjies. Hulle weet nie hoe om uit te kom nie. Daar's bekleierery onder mekaar. Daar's nie vrede in daardie huise nie. 'n Boetie en 'n sussie wat nie vrede onder mekaar eers het nie. So kan ons die lys maar noem vandag. U sal weet of u ware vrede in die hart geniet en of u dit nie moet by die Here gaan kry nie. 'n Kind wat miskien daar by die huis net geweld ken, net vuil woorde ken. Daardie dinge wat hulle tot benoudheid dryf. Verbrou om die bewyse te sien. Toe Jesus gekom het, met daardie wonderlike weet hy wou met my kom ontmoet het. Verbrou om die Here se stem te hoor. Thomas, hy het my sy vrede gegee. Thomas, hy het met my gepraat. Thomas, ek was in sy teenwoordigheid. Ek kon nie anders dat my hart en my lewe verander word nie. En ek kon deel in daardie blydskap. Maar Thomas was afwesig en hy mis daardie geleentheid. Soos daar by 'n hospitaal waar die verpleegster kom en sy besoek 'n pasiënt en sy dink sy sal die volgende week met daardie pasiënt oor Jesus praat. Daar's nog baie tyd. En toe sy die volgende week by daardie pasiënt kom, toe moes sy verneem hy het afgesterwe. En sy laat daardie pasiënt sonder dat hy die stem van Jesus kon gehoor het, omdat ek uitgestel het. Verbroude geleenthede. En wat maak dit? Dit maak dat Thomas se hart met ongeloof vervul word. Hoe nou gemaak? Wat gaan ek maak met hierdie krisis situasie wat ons tans beleef, op watter wyse u dit moontlik mag beleef? Johannes 20 vers 25. Die ander disipels sê vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hande in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Sien die ding is, toe Jesus homself op daai wyse kom openbaar, vir hulle kom wys, hier is die spykers, was hy afwesig gewees om te sien, en dit het ongeloof in sy hart veroorsaak. Nog 8 dae wat hy moes uitstel om Jesus te sien, om daardie sekerheid in sy hart te kry. Markus 16 vers 14 sê, later het hy aan die 11 verskyn toe hulle aan tafel was en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Liewe toehoorder, glo ons met 'n volkome hart. Glo ons met 'n volkome hart, want ongeloof is sonde.
Ongeloof veroorsaak sonde in my lewe. Want dit beteken ek plaas my vertroue in iets of iemand anders en nie in die Here Jesus Christus nie. Johannes 16 vers 8 sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in hom nie geglo het nie. Hierdie wêreld is in ongeloof. Hulle betwyfel die Bybel, hulle betwyfel die Christene, hulle betwyfel alles vandag. Hoekom? Hulle wil eers sien en dan wil hulle glo. Ag, is my so hartseer. Terwyl al die bewyse daar is, gaan kyk maar na al die opgrawings daar. Gaan kyk na die Qumran rolle wat hulle moes gekry het 1948, 49, 48. Toe daardie ou skaapwagtertjie, toe die Bybel betwyfel word. Toe gooi hy daardie goed raak, hulle kry die rolle en hulle sien en word bevestig, die woord van God is waar. Toe kom hulle met Noag se ark. Dis onmoontlik. En die Here stuur 'n vliegtuig en hulle sien daarso is 'n wrak en hulle gaan sien maar dit is die ark volgens mate van God se woord. Hoekom moet ons eers sien en dan glo? God sê ons moet glo en dan sal hy homself aan ons kom openbaar. Ek sal nooit glo voordat ek nie gesien het nie. Is dit miskien u houding? Ongeloof is sonde. Dit bring verwydering tussen my en God. Romeine 14 vers 23, maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel, omdat dit nie deur die geloof is nie, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Johannes 3 vers 18, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Waar staan ek vanoggend met my geloofsaak? Johannes 20 vers 29 en 31, Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Maar hierdie is 'n beskrywe dat hulle kan glo dat die Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Wat sê Johannes 3 vers 6? Sê baie duidelik, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat sien, in hom glo. Geloof. Ek sien nie Jesus nie. Ek sien nie die kruis nie. Ek sien nie die bloed wat in my hart kom werk nie, maar ek glo van harte dat die Here die werk in my hart en my lewe kom doen. Ek hou vas daarvoor, want ek doen dit in die geloof. Nie 'n saak van ek wil eers sien en dan glo nie. Ongeloof verhinder God se werk in mense se harte. Ons dink maar aan daardie dorp wat hy verbygegaan het. En wat sê die woord van die Here? Hy kon nie wonderwerke daar doen nie as gevolg van hulle ongeloof. Dit veroorsaak dat God nie sy werk in ons harte kan doen as ons nie glo nie. As ons nie die Here daarvoor vashou nie. Harte word verhard vir die waarheid. En dit maak dat die Gees van God nie oortuigingswerk kan doen nie. Die wêreld mis God se seëning vandag, omdat hulle nie glo nie. Want ongeloof bring ontkenning. Ek sal dit nie glo, tensy ek my vingers in die wonde insteek nie. Ongeloof
beroof my van God se wonderlike seën. Ek het dit al genoem en ek wil dit maar net weer noem. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Hierdie beteken nie, ek kan mense sondes vergewe en ek kan mense sondes terughou nie. Die eenvoud daarvan is, die evangelie, wat ek aan mense gaan oordra, kan mense tot oortuiging bring, of as ek dit terughou, dat mense dit nie kan hoor nie. Dis wat dit beteken. Ontvang die Heilige Gees. Daardie ene wat ons wil toerus vir ons dienswerk. Daardie wonderlike voorreg om iets vir die Here te kan beteken. Thomas was nie daar nie. Hy het dit gemis. In sy afwesigheid mis hy daardie en hy word ongelowig en hy is nie 'n bruikbare instrument vir die Here nie. Dank die Here vir die uitstorting van die Heilige Gees dat hy daar was. Maar dit beteken dat hy kragteloos was tot by daardie geleentheid. Hy het nie daardie inspirasie en daardie toerusting van die Heilige Gees gehad nie. Thomas loop dit mis met daardie eerste verskyning. Maar ons is so dankbaar. Thomas, daardie afwesige kry 'n tweede kans. God is 'n God van tweede kanse. En hy wil vir jou en vir my 'n tweede kans kom bied. Wanneer ons met God regmaak, wanneer ek my sonde bely, sê Here, daardie dag, daardie geleentheid wat U met my wou ontmoet het, ek was nie daar nie as gevolg van my ongeloof, ek was nie daar nie as gevolg van my besigheid, ek het U belange voor my belange gestel. Here, ek kom bely dit voor U. Kom lê dit voor U neer. Dis sonde wat ek gedoen het, Here. En ek het die kanse het ek verbrou waar U met my wou gespreek het. En 8 dae daarna, op die volgende Sondag, die opstandingsdag. 8 dae. Ja. Jesus verskyn op hierdie dag, eerste ene. Maandag, die Dinsdag, die Woensdag, die Donderdag, Vrydag, die Saterdag, die Sondag, sy weer daar. 8 dae. Liewe toehoorder, moet ons eers 8 dae wag om die seën van die Here te ontvang. 8 dae daarna was sy disippels weer binne. Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deur gesluit was. Hy het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Wonderlik, Thomas was daar, die geleentheid was hy daar. Hy was teenwoordig, hy kon daar die wonderlike seën ontvang. Daar die wonderlike seën, Jesus praat persoonlik met Thomas. Vers 27 en 28, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hand, en bring jou hand, en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Jesus besoek vir hom, om sy geloof te kom versterk, om vir hom daardie geloof te gee. Wanneer ek met Jesus kom ontmoet met my redding, dan gee hy vir ons daardie geloof om in hom te glo. Sy Heilige Gees gee vir my die krag en die instaatstelling om te glo. Ek het nie nodig om te sien nie. Jesus praat toe persoonlik met Thomas. Wil jy hê Jesus moet persoonlik met jou praat? Wil jy hê Jesus moet persoonlik met jou kom ontmoet? Dan moet jy by die geleenthede wees waar Jesus met jou kan ontmoet. Daardie stilte tyd van my, daardie stilte kamer waar ek in afsondering voor die Here is, voor die dag begin, want as ek eers aan die gang kom daardie dag,
Hoeveel van ons kan eerlik sê, dan het ek genoeg tyd in die aand om met die Here te ontmoet? Die beste deel van die dag aan die Here te wy. Daardie Sondag, daardie afsonderingsdag, daardie dag wat God geheilig het vir sy woordverkondiging, om daar te wees. By daardie halwegstasie in die middel van die week het ek 'n geleentheid om weer versterk en bemoedig te word deur die Here. By die bidtuurgeleentheid is ek daar waar die Here persoonlik met my kan kom ontmoet, met my kan kom praat, aan my dinge kan kom openbaar en lewend maak. En daardie wonderlike belydenis wat Thomas aflê. My Here en my God. Wat beteken daardie woordjie Here in hierdie gedeelte? Daai woordjie Here beteken Kyrios. En die wat al bietjie na die Grieks gaan kyk het, sal weet. Kyrios beteken meester en Here van my lewe. Is hy regtig Heer en meester oor my lewe? Want wat beteken dit? Nou het hy die autoriteit, en dit is presies wat die tweede gedagte ook is, as hy sê, my Here en my God, daardie hele gedagte van, my Here en my God, nou het hy die autoriteit om oor my lewe te besluit, en my lewe te bestuur, en my lewe te rig. Het ons al by daai plek gekom, waar ek so oorgegee is. Is wonderlik. Toe Thomas met Jesus kom ontmoet, en Jesus persoonlik met hom kon praat, kon hy by daardie geleentheid sê, my Here, my Kyrios, my Heer en meester van my lewe, ek gee aan U die autoriteit nou oor my lewe af. Het Jesus dit? Want wat het Thomas gedoen? Thomas het dit persoonlik gaan maak. Nie vir my man nie, nie vir my vrou nie, nie vir my kinders nie, my Here en my God. As ek kan onthou, laasweek in Sondag, toe ek daaroor gepraat het, al wil my man nie, al wil my vrou nie, ek stel God eerste. Is jy eerlik met God vanoggend? Is dit u belydenis? Daar was 'n wonderlike verhaal vertel van hierdie jong man. David Emery vertel die verhaal van die jong pa wat 'n 7-jarige en 'n 5-jarige gehad het, wat hy laat doop het. En hulle was goeie vriende van die familie, en hierdie man was nooit regtig deel van die kerk nie, maar hy het besluit, hy kom kerk toe. En een Sondag toe hy daar kom aanbid het, het God met hom kom ontmoet. Aan die einde van daardie diens, terwyl die ander mense uitgestap het, het daardie man in die voorste banke kom sit. Sy hande op daardie bank, sy hoof gebuig. Daardie prediker kom by hom. Hy vind daardie man, die trane oor sy wange loop. Hy vra vir hom, wat is dit? Hy sê, ek het by daardie plek gekom. Ek onthou dit so goed, ek was een van die myn manne in die sokkerspan gewees. Ek het baie vrouens wat ek verlei het. Ek het baie lelike dinge met hulle gedoen, nou sit ek met 2
dogtertjies van my eie. Ek het 'n pa se kinders het ek seer gemaak. En ek het so nood, ek sien, Here, ek het U teleurgestel. En ek wil net vergifnis vra vir my sonde. Liewe Teoorde, is dit nie waar ons vanoggend moet wees nie? Hoeveel keer het ons nie die Here teleurgestel deur ons sonde nie? Ons verkeerdheid. My belange wat ek voor God se belange gestel het. Mense wat ek miskien seer gemaak het in die lewe. Toe ek daardie heiligheid van God gesien het, toe hy homself by daardie erediens aan my kom openbaar het ek myself gesien soos wat God vir my sien. En ek kan nie anders as om te buig voor die Here nie. Want ek sien sy heiligheid vanoggend raak. Ek sien sy grootheid. Ek sien sy goedheid. En ek besef my eie sonde voor die Here. Ek kom vanoggend. Ek kom buig voor die Here. Ek gaan nie nooi ook vanoggend. Eer die erediens verby is. U wil met die Here ontmoet. In die eie stiltyd. Hier kom buig voor die Here en sê, Here, ek sien my sonde. Ek kom bely dit voor U. Kom sit hier voor. Kom maak reg met God. En as U wil hê ek moet U help, is U welkom om ook vir my te vra. Mag die Here genade skenk. Amen.